Net vir so kort rukkie wil ek net gou vinnig 'n boodskap bring en ek dink dit is so belangrik so op Opstanding Sondag om net hierdie spasie te vat en mekaar te herinner oor hierdie groot dag van Sondag. Julle, ek weet nie hoe dit werk nie, maar in die Afrikaanse kultuur is Vrydag nogal groot. Jy weet, ons drom miljoene mense bymekaar as Suid-Afrikaners, as Afrikaans sprekende spesifiek rondom Goeie Vrydag. Maar wat alles verander het, was nie noodwendig die Vrydag nie, maar dit was die Sondag. As Jesus net in die graf bly lê het en dood gegaan het, raai wat, dan was ons ook net dood. Dit klink nie soos baie goeie nuus nie. Maar gelukkig noem ons dit Goeie Vrydag, want ons weet die Sondag staan Jesus uit die graf uit op en dit verander alles. En ons hoor hierdie goed as Christene en ons weet hierdie goed as Christene, maar wat presies het verander? En ons word baie keer groot in kinderkerk en ons is geleer om eekkoring antwoord te gee, bedoelende, wat is in 'n boom en brein? Dis die eekkoring, by the way, okay. Dit was nie 'n moeilike vraag nie. En ons word groot gemaak in kinderkerk en net te sê, maar die antwoord bly altyd Jesus. Jy weet, as jy honger is, wat gaan ons eet? Ek weet nie, maar Jesus is die antwoord. Jy weet, ons kom in kerk en sê, okay, maar jy sit in 'n situasie, wat moet jy doen? Nee, Jesus is die antwoord. En ons sê die goed so, alhoewel die lingo reg is, het ons nie idee wat dit beteken wanneer ons sê, Jesus is die antwoord nie. Alhoewel ons weet, dis die antwoord op papier. Wat beteken dit as ons praat oor Opstanding Sondag? Wat beteken dit prakties in my en jou lewe as ons sê, Jesus is die antwoord? Hoe lyk dit, hoe werk dit? En hier's waar ons vanoggend gaan praat, net vir so 'n paar minute. En dit is die lewe in Christus. En die Bybel praat baie daaroor, en ek het so 'n paar verse, is nou nie op die skerm nie, wat ek net vir ons wil lees. En in Galasiërs 2 vers 20, en Paulus skryf baie hieroor, so dis nie net hier nie, maar lees jy hoe Paulus hierdie konsep deel, en begin wakker maak, dit wat ek nou by ons laat, en nie soos wat hy sê in vers 20, hy sê, ek leef nie meer nie. Okay, vreemde stelling, Paulus, jy skryf 'n brief terwyl jy dit skryf. Wat? Jy leef, jy's okay? Moenie stres nie, Paulus. Wat bedoel Paulus wanneer hy sê ek leef nie meer nie? Hoor mooi. Maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die Seun van God, in Christus in ander woorde. Hy wat sy liefde vir my bewys het deur in my plek te sterf. So Paulus prikkel iets baie belangrik hier. Hy sê as jy glo, in Jesus het die Vrydag dood gegaan, die prys vir jou betaal, gebloei het, gesterf het, en jy glo het opgestaan die Sondag, dan verander die hele dinamika van jou as mens. Nie net hoe jy voel oor die storie nie, nie net jou Christelike Jesus antwoord op papier vir wanneer dinge jou tref nie, alles verander. Hy sê jy leef nie meer nie. Maar nou lewe Christus in jou, en jy is in hom. En hierdie woorde hoor ons in kerk, jy is in Christus, nee, jy is in Christus. Maar wat beteken dit? Onthou julle, terug op skool, nou vir die ouer mense gaan jy nou mooi moet dink, nee, weer is lang terug, voel dalk soos gister, maar dink gou terug aan skool daar, onthou jy hoe moeilik was dit om in te wees? Ek weet van julle, was nie vir my moeilik om in te wees, ag man, brag. Maar dink gou net saam met my man, omdat julle soos rugby, nou ek weet jonger mense, ek weet dit is nou nog moeilik om die rugby span te behaal en dis werk. Kan ek jou net gou iets sê vir al die jonger ouens wat nou nog in die spanne speel, die netbalspanne en jy's daarin en destyds toe kon almal 'n bal vang. En hulle almal kon 'n bal skop en almal het gehou van tackle. So ons het nie net 2 spanne gehad nie, ons het in 'n plaaslike skooltjie het almal rugby gespeel en daar was 5 of 6 spanne. Jy weet maar dit was moeilik om in die span te wees. Praat ek saam met iemand vandag, enigiemand? Jy het nou nog daai hartseer wat jy saamdra toe jou naam nie gelees is vir die eerste span nie, né? Die A-span, jy wou so graag. Dit was moeilik om in te wees. Nie net op die sportveld nie, maar ek sien deesdae, of ek weet nie wat nou nog 'n ding is nie, maar so tydjie terug, toe sit nog hulle ding in skole dat jy 'n oorgegroeide kosblik as 'n tas moet hê. Onthou julle daai bokse wat die kinders mee opgedaag het by die skool? En ek onthou hoeveel ouers ek mee gepraat en gesê, maar my kind wil net hierdie R600 of R1000 se boks hê. Hy het wielietjies.
Maar hoekom wil die kinders dit hê? Want dan is hulle in, né? Gaan nie gespot word nie, as jy in is, het 'n mooi das. Jy's maar jou nou blinker meer as myne. Nou ewe skielik is daar gesprekke met jou en nou ewe skielik het jy 'n pel as gevolg van jou groot spyskuis op wiele. Ek onthou laerskool laas nog. Was ek op 'n stadium deel van die inouens. En weet jy wat het jy die voorreg, ek daai tyd was dit 'n voorreg, is terrible nou as ek terugdink, maar jy het die voorreg wanneer jy in die binnekant is en jy is nou deel van daai vriendekring of daai span, jy het die voorreg om te kies wie saam met jou in. En ek onthou daar was 'n pel gewees saam met ons in die kring. Ja, het dit nie lekker gepas in die kring nie. En ons maak toe 'n plan. Ons gaan hom uitkry. Moenie worry nie. Probleme opgelos. Julle wat ons gaan doen is, hier is my plan. Ek sê vir die ouens, staan julle almal pause in 'n ry en dan gaan ek net vir julle sê, ouens, ons het met 'n probleem, ons kring is te groot. Iemand moet uit, maar ons gaan dit blindelings doen. Ek gaan nie staan en dan gaan my vingers so vat my oë toe en julle moet dan net in 'n ry staan en dan gaan ons so maak en dan die een waarop ek stop. As ek wys na jou, jy's uit. Herstel is weer terug. Balans binne die vriendekring. En ek sê toe vir die ouens, maak seker hierdie ou staan links. My links, nie julle links nie. Anders is verkeerd ou uit. Staan links en wragtig, staan na pause en ek maak of 'n groot ding is, almal op hulle senuwee is, goeie acting skills en boom, ek eindig links en wragtig, staan die ouetjies wil uit hê. Ek is so jammer. Reëls is reëls, ou. Ons wil inwees, almal kan nie in nie. Dis nou maar ongelukkig gaan jy nuwe pelle soek. Lekker dag verder. En ons speel toe verder. Daar gaan ons. Herstel is weer gebring. Ek weet wat julle dink, hoe wreed, maar julle het dit ook gedoen. En dit tref my net weer, dat oral wil ons inwees. En nie net dit gebeur binne ons vriendekring nie, maar dit gebeur in ons verhouding met God. En weet julle hoekom vier ons Paasfees en waaroor is ons baie bly? Want deur die prys wat Christus betaal het hy na ons gekyk en gedink, julle kan nie inwees nie. Daar is wanbalans binne in die vriendekring. Julle kan nie verhouding met God hê nie. Julle pas nie in hierdie kring nie. En raai wat het Jesus gedoen? Hy sê, okay, kyk na die wêreld en kom ons kyk wie's uit. En hy het gesien, maar daar's nie een regverdig voor Christus nie. Daar's nie een regverdig voor die Vader nie. En hy sê toe, maar ek het 'n plan om balans te bring. Iemand moet uit. En so sy vinger so kyk, draai sy vinger na homself toe en sê, ek sal uit. Sodat julle kan in. Ek sal uit die kring uitklim. Ek sal die een wees wat nie pas nie. Ek sal 'n tree terugneem. En as gevolg van daai ruiltransaksie skuif alles. Jesus beleef wat dit is om uit die kring van God uit te wees en hy kry ons binne in die kring van God. En dis wat dit beteken as ons sê ons is in Christus. Want nou het ons sy plek ingeneem en hoor mooi, hierdie is so mooi. Wanneer die Vader na ons kyk en hy kyk na Paasfees en hy kyk na die gebeure, die Vrydag was die Vader en hy gekyk na Jesus en gesê, maar jy's uit. Maar iets het gebeur. Maar die prys is betaal en hy kyk na ons as gebroke mense en hy sê, okay, nou is julle in. En omdat jy in is elke belofte wat ek vol staan binne in Christus nou waar oor jou. Ek is so dankbaar julle sit met daai stelling, want dis 'n groot stelling. Dit beteken hoe die Vader, die Seun van God sou behandel hy ons nou. En wanneer mense tot bekering kom en verhouding met God het, is een van altyd die eerste vraag, maar wat moet ek doen om 'n verhouding met die Here nou te hê? Hier is my antwoord sonder uitsondering. Jy moet uitvind. Jy moet lees, jy moet bid, jy moet gaan swat, jy moet gaan doen wat jy moet doen, sodat jy kan uitvind hoe die Vader die Seun behandel. Vind uit daaroor, want dis hoe hy nou jou behandel. En dis hoekom dit so belangrik om te weet. Maar wat het ons in Christus? Nou kom ek herinner ons aan 'n paar van hierdie goed. En dit is so belangrik op Opstanding Sondag om te weet, hierdie is ons posisie. Praat van Goeie Vrydag. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar tog na die Gees.
geen veroordeling nie. Dit beteken op jou beste dag is jy in Christus. Dit beteken op jou slegste dag is jy nou in Christus. Kom maar verduidelik dit. Voor jy geglo het in die Here, was dit so moeilik om 'n gesprek met die Here te hê. Voor jy die Here geken het, moes ek en jy soos bedelaars half na hom toe gekom het. Het was ek en jy nie in die binnekring nie. Maar nou dat jy in hom is en in hom glo, verander selfs die manier wanneer jy dit nie reg kry voor hom nie. Nou is dit nie, shucks, ek het dit verkeerd gedoen nie. My hemelse Vader gaan my straf nie. Nou is dit, ek het dit alweer nie verkeerd gedoen nie. Dankie tog, my hemelse Vader is daar en hy sal my help. En jy kom na hom toe, nie met 'n sterktes in jou bene nie, maar met vrymoedigheid, sê die skrif. Geen veroordeling nie. Kan ek jou vra, hoe kom jy na God toe op jou slegste dag? Want jy is in Christus. Dit beteken jy kom na hom toe en sê, Here, ek het U nou so nodig. Jou sekondes draai van hoe lank jy probeer jou eie lewe uitsorteer, na die Here sal my lewe nou uitsorteer, want ek is in Christus. En wanneer die duiwel kom en in jou skuldgevoel weer klaar, jy gryp nie in daai skuldgevoel nie, hoekom? Want ek is in Christus. Die prys is betaal. Daar is geen veroordeling nie. Hoe amazing is dit? Maar dis een deel. Daar is honderde ander. Hier is nog een. Wat van Johannes 15 vers 15, waar Jesus praat oor wat gaan nog gebeur en hoe verhouding met God gaan lyk wanneer jy in Christus is, en hy gee die vergelyking van 'n druiwestok en loot, en wanneer ons in mekaar is en ons vrug wat opgelewer gaan word, en is dit 'n amazing gedeelte. Maar Jesus sê in Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer slawe nie. Die taal verander. God praat anders oor jou. Jou titel verander. Want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek lankal vriende, omdat ek alles wat ek my Vader gehoor het aan julle verduidelik het. Man, slaan my met 'n veer. Die God van die heelal noem jou 'n pel. 'n vriend. En nie daai vriend wat sê, hey, ons moet braai nie. Het nooit braai nie. 'n vriend wat sê, as jy my nodig het, is ek daar. Ek is so ver soos, noem my naam. Ek het nie nodig om in 'n kar te klim en te ry na jou toe nie. Ek het nie nodig dat jy die situasie is om my te verduidelik nie. Ek is daar en ten volle daar, want ek weet alles en ek noem jou 'n vriend. En nie net noem ek jou 'n vriend nie, maar ek deel alles wat die Vader vir my sê aan jou. Pelle het altyd, jy weet ons het gesprekke wat niemand anders van weet nie. Jy raai taal saam met jou vriend wat niemand anders van weet nie. En so ook begin verhouding met God in daai tipe vriendskap. God deel goed met sy kinders, met sy pelle. Jy's voorberei. Hy dra jou, hy help jou. Daar's hoop, daar's 'n toekoms, daar's vriendskap met God. Jy kan wandel saam met hom. Wow! Is dit in Christus? Ja. Vriendskap. En dan is daar een groot ene wat Paulus oor gepraat het. En in Romeine 8, daar's 'n klomp van hulle in Romeine 8. Maar Jesus wat hy sê in Romeine 8 vers 37. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Jy is meer as oorwinnaar. Wat beteken dit? Dit beteken jy wen nog voor die oorlog kom. Okay, maak niemand opgewonde nie. Verkeerde. Hey. Dit beteken voor 'n versoeking kom. Raai wat? God gee jou die krag om hy versoeking nog te oorwin nog voor hy by jou voordeur opdaag. Meer as oorwinnaar, jy het die antwoord gekry nog voor die uitdaging gekom het. Dit beteken daar's 'n hoop binne in jou wat niks en niemand kan steel nie. Dit beteken al draai lewe op sy kop, is daar 'n God by jou wat tronkdeure nog kan oopswaai. En waar jy voorheen in doodloop strate geloop het, of dit nou in jou gemoed was of selfs in situasies, nou is daar oorwinningsprentjies. Want God
hou nie daarvan wanneer sy kinders net verloor nie. Hy seën hulle, hy help hulle, hy bewaar hulle, hy lei hulle, hy gee sy gees vir hulle, daar's wysheid vir hulle, daar's oorwinning vir hulle. Hierdie kan selfs in die fisiese vlak gebeur, waar daar genesing oor ons liggame kan wees, in die naam van Jesus. En raai wat, daar's 'n groter genesing as net dit. Daar's genesing van siel, van seer, van die binnekant, van jou as mens. Soveel so dat God enige doodloop straat, of dit nou jou huwelik, of pelle, of familieseer, of enige gebrokenheid daar buite, hy kan dit genees, hy kan dit herstel, hy kan jou op jou voete bring. Oorwinning in Christus. En groter oorwinning as dit. Dat selfs die dood wat ons almal eendag gaan tref. Of dit nou 'n lang lydingstydperk dalk van kanker is, of dit 'n lang siekte is wat jy in die oë staar, en of dit nou 'n skielike, tragiese, traumatiese dood is. Jy gaan hemel toe. Nie is die dood is 'n doodloopstraat meer nie. Daar is net oorwinning in die naam van Jesus. En weet jy wat vra God op Opstandingssondag? Hy vra die vraag soos hy hoeveel keer in die skrif het. Maar wie sê jy is ek? Wat sê jy is dit om in Christus te wees, in ander woorde? Want as jy nie 'n antwoord het van hoe die Vader sy seun behandel nie, gaan jy nie 'n idee hê hoe hy jou behandel nie. Jy gaan nie 'n idee hê hoe hy oor jou voel nie. Jy gaan nie 'n idee hê hoe bly dit hom maak om saam met jou te wees nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie, dit maak nie vir my sin dat die God van die heelal sal bly wees om saam met sondaars te wandel. Ek vang dit nie. Maar ek is dankbaar daaroor. En Jesus het die plek kom ruil sodat jy in hom kan wees. Nou ek weet nie waar jy is vandag nie. Ek weet nie hoe jy voel oor God nie, en ek weet nie wat is jou antwoord op wie jy sê hy is nie. Maar kan ek ons herinner, jy is sy seun. Jy is sy dogter. Jy is geseënd. Goedheid en guns sal jou volg al jou dae van jou lewe. Alles werk uit vir die wat hom lief is en geroep is vir sy doel. Die beloftes is 'n lys lank, raak lank in die Bybel wanneer jy in Christus is. Maar glo jy dit? As te veel Christene wat vashak op die Vrydag en nooit by die opstanding van Sondag kom en sê, hy het opgestaan. Dit beteken ek kan opstaan. Dit beteken ek hoef in die graf te lê nie. Dit beteken situasies hoef my nie te oorweldig nie. Dit beteken daar's hoop vir my, daar's wysheid vir my, daar's insig vir my, daar's tree vir my, daar's krag vir my, daar is God vir my, 'n vriendskap met die Skepper vir my. Daar is geen rede dat ek oor my voete hoef te val en myself alleen te kry nie, want hy sal my nooit los nie. Hoekom? Want ek's in hom en hy in my. Permanent. Dit verander jou titel, nie nou en dan nie. Altyd.